Is 'n groot voorreg om vanoggend die woord aan u te bedien. Ek glo die Here het hierdie woord op my hart gelê. Julle weet, ons is besig met die reeks van 'n skare tot 'n kudde. Dis maklik as jy baie mense in die kerk inkom, maar hoekom kom mense kerk toe? Hoekom bring ons mense in die kerk in? Wat is ons plig as kinders van die Here wanneer mense in die kerk kom? Hoe moet ons hulle hanteer? Wat moet ons met mense doen? Is dit belangrik dat mense die Here dien? Is dit belangrik dat u skepingsdoel ontdek, dit waarvoor God jou gemaak het, toebedeel het en geroep het, dat dit uitleef in ons lewens. Kom ons vat hier terug na Micha 2 vers 12 toe. Dis ons aanvangsteks vir ons reeks waar hy sê, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel almal bymekaar bring. So skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. Ek glo met my hele hart, die Here het vir my hierdie skrif gegee, die Here het gesê, hierdie kerk gaan vol word, daar gaan 'n gedreun van mense wees, maar om daarby uit te kom, moet ons die mense wat nou hier is, moet ons opkommandeer om te sê, wat is jou plig? Wat verwag die Here van my en jou? Hoe gaan ons dit doen? Hy sê in die volgende vers, sê hy, die deurbreker sal optrek. Ek bid so, dat elke lidmaat, dat elke persoon wat in hierdie gemeente is, dat u sal sê, Here, ek is 'n deurbreker. Ek gaan nie toelaat dat die Satan my roeping steel, dat die Satan dit waarvoor u my geskaap het, dat hy dit van my af kom wegvat nie. Here, ek gaan deurbreek. Hy sê die deurbreker sal voor hulle uit sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. Is dit nie wonderlik as God sê, dit wat jou so bind, dit wat jou so vashou, as jy vandag 'n besluit neem en sê, Here, ek gaan nie toelaat dat die duiwel my verder bind nie, dan maak jy jou los, maar jy moet 'n besluit neem en sê, ek gaan 'n deurbreker word. Hy sê, sal deur die poort uittrek en daardeur intrek, en dan sê hy, hulle koning sal voor hulle uitgaan, met ander woorde leiers. Ek bid so dat die Here in hierdie kerk leiers sal opwerk, wat my hande om die hoog kan hou, wat kan sê, Here, ons as kerkraad kan dit nie alleen doen nie. Ons kan nie net sê, Here, ons is hier en dis okay nie. Ons het mense nodig om in te koop, om te sê, Here, ek wil saamtrek, en dan sê hy, waar is ons fokus? En die Here heeltemal voor. Kom ons hou ons oë op die Here, in jou eie lewe vandag. Hou jou oë op die Here, sê, Here, ek wil my oë gerig hou op u, want is u wat my help. Ek wil nie afkyk en my eie ding gaan doen nie, want as jy afkyk, gaan jy van die pad afraak. Sê, Here, ek bly by u. En wat verwag die Here van ons as 'n gemeente? Voor ons hierdie skare 'n kudde kan maak, moet ons tog begin om te sê, Here, ons is lief vir mekaar. Moet ons tog begin en sê, Here, as mense Sondag kerk toe kom, en ek is 'n lidmaat by die kerk, wat verwag u van my? Ek moet naaste liefde bewys. Of as jy van die ouens wat inkom op jou bankie gaan sit en sê, Here, nou wil ek heilig wees. Ek wil nou nie fokus op die Here, man, gaan fokus op die Here in jou binnekamer. Dis waar jy die antwoorde kry, is in jou binnekamer. Gaan kyk bietjie wat het Jesus gedoen. Hy het gaan afsonder, maar as hy tussen die mense kom, was hy nie hoogheilig nie. Hy het met hulle gemeng, hy het hulle bedien, hy het wonderwerke gedoen. Jy sien, as ek en jy in die kerk inkom, het ons 'n verantwoordelikheid. Daar's vreemde mense wat altyd by hierdie kerk inkom. Ons het elke Sondag baie besoekers by die kerk. Hoe voel hulle as hulle hier inkom? Voel hulle die naaste liefde? Kan hulle sê, Here, hierdie is 'n kerk van liefde. Hierdie is 'n kerk wat omgee. Hierdie is 'n kerk wat ek kan voel, ek wil weer terugkom. Of is nie die pastoor wat moet elke Sondag kom en sê, kom ons groet gou die ouens. Dankie almal julle wat so voor die diens lees, julle baie dankie. Baie dankie. Die Here sien julle raak, hoe julle tussen die mense op Dylan. Ek sê jou in die oggend, man, ou Dylan, hy het so ingekoop in die Here en hy loop en hy gaan groet almal. Ek dink dis wat die Here wil hê. Hy wil hê ek en jy moet uitstaan. Weet jy is nie gemaak om in te pas nie, of is jy? Jy's gemaak om in te pas in God se koninkryk, maar in sy koninkryk is ek en jy gemaak om uit te staan. Daar waar jy kom, moet jy uitstaan. En kom ons sê, Here, die belangrikste seker is naaste liefde. Hy sê in Matteus 22 vers 39, die tweede gebod is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Het jy jou naaste lief? Kan jy sê, Here, ek is in hierdie gemeente om 'n verskil te maak, om aan my naaste te wys, ek is om lief. 1 Johannes 3 vers 23 sê, en dit is sy gebod. Dis 'n bevel, dis 'n opdrag, dat ons in die naam van sy seun Jesus moet glo, en mekaar sal lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. So met ander woorde, God gee vir my en jou 'n opdrag.
Ek en jy moet lief hê. Hoe moet ons lief hê? Goddelike liefde. Sê Here, soos wat U my lief gehad het en U lewe vir my kom gee het, is ek bereid om my lewe vir my broer te gee. Is ek bereid om my ekstra myl te stap om te sê Here, ek gaan uit my comfortzone uit. Dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor U. Dit gaan oor om siene in die koninkryk in te bring. Vers 24 sê: En hy wat sy gebooie bewaar. Jy sien, dit is maklik om die woord te hoor. Dis 'n gebod dat ons moet glo in die naam van sy seun Jesus Christus en mekaar sal lief hê. Maar dan sê hy, jy moet die gebod wat hy vir my en jou gee, moet ek en jy bewaar. Dis jou taak in hierdie gemeente. Laat die Here wil hê ons moet die skare 'n kudde maak. Maar om die skare 'n kudde te maak, moet ek en jy 'n ou laat voel, maar weet jy hoor darm in hierdie kudde. Of jy weet mos wat party mense wil net die hoog, hulle sê mos baie keer, ek hoor dit mos baie keer, die pastoor kuier net by die ryk mense. Hy stel net in die ryk mense belang. Ek dag jou uit. Ek dag jou uit. Kom doen saam my huisbesoek. Nie net 'n dag nie, nie net 'n week nie, nie net 'n maand nie. Kom doen so 3 maande saam my huisbesoek. Gaan kyk jy wat doen ek of ek hoeveel ryk mense ek besoek. Ek besoek hulle ook, maar ek besoek die arm ou ook, die ou wat niks het nie, die ou wat op straat is. Ek's bereid om hom ook op aandag te gee. En dis nie net ek nie, die Here wil hê ons almal moet dit doen. Ons almal moet dit doen. Hy sê en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom. Ek en jy bly in God. En hy in hom. En met ander woorde, hy bly in ons en ons bly in hom. En dan sê hy, en hiervan weet ons, dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Hoe kan jy sê die Heilige Gees? Wat sê vrug van die Gees, Galasiërs 5:22? Liefde, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, vrede, blydskap. Teen hierdie goed sê die Bybel is God nie. Kan jy sê, Here, ek het hierdie karaktereienskappe? Kan jy sê, Here, ek is 'n suurtier? Of ek is opgewek? Ek laat mense voel, hy woord iewers. Ek laat mense belangrik voel. Ek sê, Here, dink jy hierdie pastoor is perfek? Nou, wys. Ek maak baie foute in 'n week. Die Here weet. Net die Here weet voor ek in die bed gaan klim in die aand, hoeveel keer moet ek bely en sê, Here, vergewe my. Ek het nie mense reg hanteer nie, maar ons probeer. Die Bybel sê ons streef na heiligmaking. So ek sê, Here, ek streef daarna. Ek gaan nogal by uitkom. Nie een van ons gaan ooit daarby uitkom, maar moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Hou aan. Hy sê wie is ons naaste? Wie is jou naaste? Net jou eie familie? Net die kerkmense? Almal wat jou pad kruis. Almal wat jou pad kruis. Maak nie saak hoe hy ryk en hoe hy lyk en hoe hy voel nie. Almal wat jou pad kruis, word jou naaste. Kom ek vat julle na die barmhartige Samaritaan toe. Of kom ons kyk, is 1 Johannes 4:8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Kan jy sê, Here, ek het 'n sondaar lief? Kan jy sê, Here, ek het die ou wat nie soos ek dink nie, ek het hom ook lief? Of is jy ook van daai ouens wat sê, Here, net ons kerk is reg. Net ons is okay. As die ander kerk vir jou nie reg is nie, bid vir hulle. Moet hulle nie oordeel nie. Bid vir hulle. Dan Lukas 10:29-37. Ons ken almal die verhaal van die barmhartige Samaritaan, die ouers, die rowers oorval, hy daar langs die pad gelê, hy was 'n Samaritaan, toe kom die priester verby, toe kom die pastoor daar verby, en hy sê, Here, dis bietjie moeilik, ek gaan hom los. Toe kom die kerkraad daar verby, die leviet, wat diens doen in die kerk, toe sê hy ook, sorry Here, ons kyk maar aan 'n pad, gaan nie nou sy wondjies versorg nie, dis nie deel van my nie. En toe kom die Samaritaan, die Jood lê daar stikkend geslaan. En die Samaritaan, wat nie 'n Jood is nie, in daai tye, het die Samaritane nie met die Jode gemeng nie. Kan jy onthou met wie Jesus gemeng? Samaritaanse vrou by die put. Hy sê vir daai vrou, sy sê, Here, hoe's dit nou? Jy is 'n Jood, ek is 'n Samaritaan. Maar jy sê vir my, ek moet nie bedien. Jy sien, Jesus het grense kom breek. Jesus het vir my en jou die voorbeeld kom stel. Hy het vir my en jou kom wys, as ek dit kan doen, kan jy dit ook doen. En die priester kom verby, en hy kyk 'n ander pad, en dan lees ons in vers 34, en wat sê hierdie Samaritaan? Hy sê, verbind sy wonde, en gooi wyn daarop. Onthou, daai tyd het hulle nie medisyne gehad nie. Wyn het gewerk vir alles, want hy alkohol brand alles uit jou uit. Hy brand tot die duiwel uit jou uit. Maar moet hom nie so drink nie. Dan gaan die duiwel binne in jou ingaan. Gooi hom op hy wonder, dan brand hy hom uit jou uit. En hy sê, versorg hom. Hy sê, ander dag kom ek terug, dan sal ek vir alles betaal. Weet julle wat doen ons, as ons 'n behoefte sien, wat is die eerste ding wat die lidmate doen? Die pastoor, wat gaan die kerk doen? Jy is die kerk. God het hom op jou pad gesit.
Om te sê, maak jy 'n verskil. En as jy dan nie 'n verskil maak nie, dan bel jy die pastoor. Maar jy sien, ons is so gemaklik en sê, Here, ek gaan soos die priester maak, ek gaan soos die leviet maak, ek gaan aan die ander kant kyk, man, nou voel ons wil net ons hart bietjie laat goed voel. Dan bel ons maar die pastoor. Ons by die kerk, ons sê, wat gaan julle doen? Maar intussen wil ek net niks doen nie. Raak betrokke. Sê, Here, as hy op my pad gekom het, wat gaan ek doen? Ek gaan kyk of ek 'n verskil kan maak. Vers 36. Dan vra jy die Here vir daai ou. Hierdie ou wil homself regverdig het. Hierdie fariseer wil homself regverdig het. Hy wil die Here eintlik uitvang. En hy sê, en Jesus sê vir hom, wie dan van hierdie drie dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan jy en doen net so. Gaan jy en doen net so. Maar jy sien, ons hart het ons in die laaste tyd verander. Ons mos me, myself en I, my eie koninkrykie, Here, ek bou my koninkryk, wat vir my belangrik is, geen nie om vir die ou daar buite nie. Dis nie deel van my nie. En kyk wat sê in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hoekom? Dink jy 'n bietjie, hoekom is daar swaar tye? Hoor wat sê in vers 2. Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self. Here, wat kry ek uit die deal uit? Hoekom moet ek altyd oral betrokke wees? Ek hoor iemand sê vir iemand anders in ons kerk nou die dag, en pas op vir daai pastoor, hy misbruik die mense. Hy gaan jou net besig hou by hierdie kerk, dat jy baie goed vir hierdie kerk doen. Kom ons sê, Here, as dit my roeping is, dan doen ek dit. As U my geroep het, dan doen ek dit. En dan sê hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgierig is. Dink 'n bietjie, alles gaan oor geld. Here, as ek nie iets uit die deal uit kry nie, wil ek nie betrokke wees nie, want ek soek 'n bietjie die moelas. My beursie moet vol raak, anders doen niks nie. Hy sê, groot praters, het jy al gesien, alles is ek het dit gedoen, ek het dit, weet jy, ons het niks gedoen nie. Die Here weet, ons doen niks, dis alles God wat dit in jou doen, God wat dit deur jou doen, dis hy wat jou in staat stel, dis hy wat vir jou sê, ek gee jou die mag om dit te kan doen. Hy sê, trotsaards, het jy al gesien, mense te trots? Dink 'n bietjie, as jy Sondagoggend hier by die kerk instap, en jy sien 'n papiertjie lê, sal jy hom optel? Of gaan jy sê, Here, as ons iemand wat betaal word vir dit, of jy sien 'n stoel is uit plek uit, as jy bereid om hom in plek te sit, trotsaards, lasteraars, gebruik God se naam vir enige iets. Hulle bedrieg mense in die naam van die Here. Dis 'n lasteraar. Jy gebruik God se naam vir jou eie voordeel. Ongehoorsaam aan die ouers. Hoor julle kindertjies? Selfs ons, as jy nog 'n ma of 'n pa het, al is jy 60, en jy het 'n ma of 'n pa, sê, Here, is ek ongehoorsaam aan my ouer of nie? En dan sê hy, ondankbaar, onheilig. Weet jy, die mense kom kerk toe, dan kla hulle. Pastoor, kerk is te warm. Pastoor, die gras is nie gesny nie. As jy sien die gras is nie gesny nie, besef jy hoekom die gras nie gesny is nie. Dalk het jy 'n lekker petrol weed heater en jy sê ek skenk hom vir die kerk. As dit dan reën, dan het ons nie elektriese weed heater nodig nie. Vang ons 'n gras nie en wat is sommer 'n petrol weed heater, dan is ons maklik. So, of sê jy, pastoor, ek sal die gras kom sny. Wees dankbaar vir wat jy het. Weet jy, die mense kla nou oor die reën. Daar is skade. Ek hoor wat Karel sê. Dankie Here, soos Karel sê, dankie vir die reën, maar dankie dat U hulle ook beskerm het. Ek glo met die hele hart, ons gaan die wonderwerke sien, wat uit al hierdie reën uit gaan kom. Ons gaan sien hoe die Here vir jou gaan voorsien. Al het die duiwel sy hand op daan gehad, die Here gaan jou herstel. Want hoekom? Jy's 'n kind van die Here. God is lief vir ons, hy sorg vir ons. En dan sê hy, onheilig, sonder natuurlike liefde. Wat is natuurlike liefde? Here, ek doen dit omdat ek wil. Ek doen dit omdat dit vir my lekker is. Ek doen dit nie omdat ek gedwing word nie. Ek doen dit nie, Vader, omdat ek 'n moed het nie. Ek moet dit doen. Hoekom moet jy dit doen? Omdat jy alles doen vir die Here. Dan kom natuurlike liefde na vore. Hy sê, onversoenlik. Weet jy, baie mense sit met bitterheid, onvergewensgesindheid. Is nou mense wat nie kerk toe kom nie, omdat jy kwaad is vir iemand anders. Ek hoop nie jy kom op so 'n punt in jou lewe waar jy kan sê, Here, ek is so bitter. Ek is so kwaad vir die wêreld, dat ek nie weer wil kom nie. Dat ek nie meer vader tussen kinders van die Here wil wees nie. Dit is die grootste triek wat die duiwel met ons almal speel, om ons kwaad te maak. Hy sê, onversoenlik, kwaadsprekers.
Kwaadsprekers, het jy al gesien mense? Hy kom ons, ek moes julle laasweek gesê, ons Christen het ons so heilig geword. Hoor julle, ons moet gou vir die pastoor bid. Hoekom? O nee, sy hemp hang al weer uit. Hy het nie ordentlik aangetel, wat ook al. En voor ons onsself kry 'n uur later, dan skinder ons daai lidmaat, maar ons het nooit gebid nie. Dan sê ons is heilig. Ons doen dit. Kom ons sê respek vir mekaar. Kom ons sê, Here, as iemand wil kwaadspraak, kom ek maak hom stil. Wees jy die ou wat sê dit stop by my? As dit by my kom, ons stop dit. Bandeloos. Weet jy wat beteken bandeloos? Ons kom net so 1 keer 'n jaar kerk toe wanneer ons lus voel. Bandeloos, ons hoort nie meer iets iewers nie. Ons sê, Here, dit gaan oor, ons skryf ons eie Bybels. Of is dit net ek wat my eie Bybel skryf? As jy nie doen wat God se woord sê nie, skryf jy jou eie Bybel. As jy besig om jou eie Bybel te skryf, doen wat God se woord sê. Wreed, sonder liefde vir die goeie. Maar dankie Here, ons het dit nie in ons kerk nie. Ons het mos mooi lidmate nie. Ons lidmate is lief vir die goeie. Ons het mooi lidmate, ons het die beste lidmate. Ek glo dit. Ek praat eintlik nou met die verkeerde mense, mag ons net onsself maar bietjie weer reg kry en sê, Here, bring ons net weer terug op die regte lyn. As ons dalk sou afdwaal, as die duiwel dalk vir jou plan het, dan kan jy ons nou sê, Here, het my voorberei, die pastoor het klaar die woord gebring, so ek gaan nie sonder liefde wees, ek gaan nie wreed wees nie. Hoe kan ons naaste liefde betoon? Daar's baie maniere, ek net by 'n paar stil. Wat is die grootste liefde wat jy aan jou naaste kan bewys? Jy moet jou naaste, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou siel, al jou krag en jou naaste soos jouself. Wat is die grootste liefde wat jy aan jou naaste kan bewys? Heel eerste, geestelike hulp. Dit sê broer, suster, ek sien jy's besig om af te dwaal. As hy 'n brood nodig het, gee hom 'n brood. As hy kos nodig het, gee hom kos. Maar kyk na sy siel. Sy siel is belangriker. Weet jy hoe baie keer voel mense offended oor God se woord? Pastoor, asseblief nou nie met hom oor die Bybel praat nie. Ek gaan nou vir jou wys. Wat sê die Here oor die Bybel? Hy sê bring hom tydig ontydig. Vermaan, bestraf, weerlê. Laat hy eerder nou afgesit word as wat hy in die hemel eendag afgesit word. Maar die grootste liefde is eerstens geestelike hulp. Gee vir die mense die woord. Begin by God se woord. Ek kan nie vir jou raad gee as dit buite God se woord is nie. Jy kan nie vir my raad gee en sê pastoor is alright, die Here sal verstaan nie. Die Here gaan nie verstaan as jy teenstrydig met sy woord is nie. Hy sê in Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is in die Bybel is tot lering, tevore geskrywe sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging. Nou wat beteken lydsaamheid? Lydsaamheid beteken om te sê, Here, as daai ou sukkel, gaan ek hom optel. Ek gaan met hom my pad stap en ek gaan hom aanhou bemoedig. Ek gaan nie moedeloos word nie, ek gaan nie ophou om te bemoedig nie. Ek gaan aanhou daar wees vir hom. Ek gaan aanhou probeer om hom te help. Van die skrifte, hoor jy wat sê hy? Van die skrifte hoop kan hê. Wat gee jou hoop? Die skrif, God se woord. God se woord het die mag om jou lewe te verander. Jy kan dit op die wêreldse manier gaan doen, dit gaan werk. Dit gaan vir so rukkie werk, dan loop jy in 'n muur vas, dan wonder jy, Here, nou wat nou? Gee maar vir 'n ou geestelike hulp, die woord van God. Praat met hom oor die woord. Die woord gaan ons eendag vrymaak, sê die Bybel. Matteus 24 vers 14 sê, en hierdie evangelie van die koninkryk van God sal verkondig word in die hele wêreld. Ek en jy moet die evangelie verkondig. Moenie 'n ou nie gehoor streel nie. Geef hom die woord. In die hele wêreld verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Die evangelie moet by al die nasies uitkom, maar ek en jy moet dit begin. Hoe het hulle die duiwel oorwin? Sê Openbaring 12 vers 11, deur die bloed van die lam, Jesus Christus, en die woord van hulle getuienis. Vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het. Sê vir hulle, dis wat God vir ons gedoen het. Dis wat hy op die rigting waarin God ons stuur. Dan sê hy, die tweede een, wat moet ons doen? Volg die goue reël. Wat is die goue reël? Kan jy hulle onthou? Moenie aan ander doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie. Baie keer dan huil ons, dan sê ons, Here, maar hoekom is almal so lelik met my? Jy's lelik met almal om jou. Nou wonder jy wat jy saad wat jy in die grond sit, hy kom terug. Kom ons sê, Here, ek gaan mense mooi behandel, dan gaan jy dalk mooi terugbehandel word. Dan gaan jy terugbehandel word. Hy sê, Matteus 7 vers 12, alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, doen net so moet julle aan hulle ook doen. Want dis die wet en die profete. As ek wil hê, mense moet aan my goed doen, moet ek goed doen. Onthou, ons sit saad in die grond, daai saad het die manier om 'n wortel, om 'n oes op te lewer, 'n goeie oes of 'n slegte oes. Ek en jy, die saad wat ons in die grond sit, is al wat jy gaan terugkry, is daai saad. Kom ons sê, Here, ons wil goed doen.
Ons wil hê as mense in hierdie kerk kom, dat hulle kan sien, maar dit is 'n kerk van liefde, dit is 'n kerk van omgee, dit is 'n kerk wat regtig daar is vir sy mense, wat sê ons wil 'n verskil maak. Wees lief vir jou vyande. Dit is nogal 'n moeilike een, hè. Wees lief vir jou vyande. Hoor wat sê hy in Matteus 5 vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, jy moet jou vyand lief hê. Daai ou wat jy so skade gedoen het. Daai ou wat jy so seer gemaak het. Daai ou wat gemaak het dat jy tot val gekom het. As jy wil opstaan, spreek hy ou vry en bid vir hom. Ek waarborg jy is die vinnigste wat die Here jou herstel. Maar as jy nie as bly lê omdat daai ou jou seer gemaak het, jy gaan nie daaruit opstaan nie tot jy hom vergewe. Dis Bybels. Matteus 6 vers 14 sê, as ek en jy vergewe, vergewe God ons. Vers 15 sê, as jy nie vergewe nie, kan die Here nie. Dan bid jy teen hierdie ceiling vas, dan wonder jy, Here, hoekom? Hoekom is my deure toe, maar jy het jou deure self toegemaak? Dan wil ons huil en sê, Here, help ons, maar ons maak die deure self toe. Hy sê, ek sê vir hom, jou vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Al ons antwoorde is in die Bybel. Kom ons begin dit net toepas, dan verander, jou omstandighede verander dalk nie, maar jou binneste verander. As God jou binneste verander, dat jy ander uitkyk, dan word jy positief. Sodat julle kinders kan word, van julle Vader wat in die hemele is. Hoor jy wat sê, as jy hierdie goed doen, as jy vir jou vyande bid, as jy vryspreek, dan word jy kinders van jou Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Daar was 'n dag, my boetie en my sussie, wat ek en jy sonder God was. Wat ons sonder hoop was, wat ons op pad hel toe was. Wat ons onregverdig was, wat ons verkeerde goed gedoen het. Maar dink net in daai proses, wat het gebeur? God het jou vrygespreek. Hy het sy son oor die onregverdige, toe ek en jy nog onregverdig was, het hy sy son laat skyn. En dankie Here vir sy son wat ons teruggebring het. En dis wat hy van ons vra. Romeine 12 vers 20, en hy sê dit ook in Spreuke 25 vers 21, is eintlik dieselfde skrif. As jou vyand honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Wat beteken dit? Doen goed aan jou naaste, weet jy wat gebeur? Dan word hy al kwaader, want hy kan nie verstaan nie. Hy behandel jou sleg, maar jou om aan goed behandel. Weet jy wat, dan kom hy goedheid terug na jou toe. Maar as jy soos hy word, dan gaan jy nader klomp kole op jou hoof, want jy word al kwaader, jy word al ongelukkiger, jy word 'n slegter mens. Maar nou doen jy aan hom goed, wat gebeur? Jy word die goeie mens, hy word die slegte mens. Want hy kan nie verstaan, maar hierdie hou aan my goed doen nie. Hou aan goed doen, jy gaan die regte tyd gaan die vrugte pluk. Die vierde ding, vrede met jou broers. Kan jy sê, Here, ek is 'n vredemaker? Matteus 5 sê, salig is die vredemakers? Of kan jy sê, nee, Here, daai vrede, dit gaan nie werk nie. Hy sê, Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na. Met wie? Met almal. Jou vyand, die ou wat jou haat, die ou wat jou te nagekom het, die ou wat jou nie goed behandel nie, jaag vrede met hulle na. Matteus 5 vers 22. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broer sonder die rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat sy broer sê raaka, weet jy wat beteken raaka? Ek bietjie gaan kyk, dit beteken domkop, of niks werd, of dwaas, of idioot, of onnosel. Verkeerd ek en jy al gesê, Jesus, daai tuinwerker van my is onnosel. Ek verstaan nie. Here sê met in die helse vuur gewerp word, as jy vir iemand sê hy is onnosel of hy is stupid of wat ook al. En dan sê hy, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoordelikheid doen in die helse vuur. Hoe kan jy vir 'n ander ou sê jy's 'n dwaas as jy ook 'n dwaas was? Ons almal doen dwaase goed met tye. So kom ons gee maar liefde. Kom ons sê ons gee om. Vers 23. Matteus 5 vers 23. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het. Hoor jy wat sê hy? As jou broeder iets teen jou het, nie jy teen hom nie. As hy iets teen jou het, wat sê hy? Laat staan jou offer daar. Sorry. Hier sal jy mos 2 glase water gebring het. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Waar is die altaar nou? Altaar is afgebreek. Ons hoef nie meer offers te bring nie. Jy offer jouself voor 'n lewende God.
So jy moet nou met die lewende God praat, hy moet jou vergewe, hy moet jou bless, hy moet vir jou goed doen, maar jy is nie bereid om die ander ou te vergewe nie. Jy is nie bereid om terug te gaan en te sê, Here, ek het ook sonde, ek is ook verkeerd nie, maak maar reg. Matteus 5 vers 9 sê, salig is die vredemakers. Want, is dit vers 9? Ek dink ek het hom verkeerd geskryf. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Weet jy wat? God seën 'n vredemaker. Al kos dit jou, God seën jou. God seën jou. Ek kom nou reg by 'n ou en hy sê vir my, ek skuld 'n klomp ouens geld. Hy sê een ou skuld my geld, baie geld. Hy sê en ek dagvaar hom. En die ouetjie smeek my naderhand en ek sê sorry, ek soek my geld want dit is baie geld. Hy sê vir my naderhand, hy sê Malcolm, weet jy wat? Op 'n dag toe sê die Here vir my, jy skuld ander ouens geld. Jy kan dit nie terugbetaal nie, maar jy wil die laaste bloed uit hierdie ou uit tap. En hy bel die prokureur, hy sê los daai ou. Ek spreek hom vry. En weet jy wat gebeur? Hy ou het amper sy huis uit, sy kar het amper alles verloor. Toe hy dit doen, toe begin die Here sy lewe verander. Toe begin die Here hom seën. Jy sien, ons wil ons heilig wees. Ander mense wil ons gaan voor die gereg bring terwyl ons self sonde het. Terwyl ons self goed in ons lewe het wat ons ook moet regmaak. Liefde oordeel nie. Liefde oordeel nie. Weet jy hoe maklik oordeel ons mekaar? Die Here weet ek kan ons lidmate heavy oordeel. As ek sien hy so 2-3 weke nie in die kerk nie, dan sê ek Here vergewe hom. En dan sien ek hulle is met hulle jetskis op die water en hulle hou vakansie en dan sê ek Here, dan oordeel ek hulle, dan moet ek voor die Here gaan en sê vergewe my Here, vergewe my, of is dit net ek wat oordeel, of oordeel jy ook nie? O, maar julle is heilig man, julle is mos nou tot bekering gekom, is net ek wat nog gaan werk, maar gaan regkom, bid vir my. Hy sê in Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en die maat waarmee julle weet, sal vir julle gemeet word. Dink net 'n bietjie die fariseërs, hulle het net kom kyk waar hulle Jesus kom verkeerd bewys. Hulle het kort as die Here klaar gepreek en dan vat hulle hom aan. Hier sê hy, pas op. Want dieselfde maat waarmee jy meet gaan vir jou gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk in jou eie oog, is die balk aan sy gefeinstes. En dit beteken 'n tweegesig, skynheilige, of jy soos 'n akteur. Hy sê, die woordeboek sê, jy soos 'n akteur, iemand wat voorgee. Dis 'n mens wat jy probeer wees, wat jy nie eintlik is nie. Hy sê, gefeinstes, tweegesig, skynheilige, haal eers die balk uit jou oog uit, dan sal jy goed sien, om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Kom ons vra, Here, begin met my. Verander my, dat ek eers beter word. Here, dat ek eers regkom. En dan kan ek 'n ander ou gaan help. En jy gaan ons ooit reg wees. Hy wil sê ons almal het gesondig. Dit breek ons aan die heerlikheid van God. Ons gaan nooit een reg wees, maar kom ons help mekaar met liefde. Betoon naaste liefde. Net soos Jesus die goeie nuus verkondig het met ek en jy. Het jy nog 'n passie vir siele? Is siele nog vir jou belangrik? Of is dit okay as mense maar verlore gaan? So kyk as die inbrekers in die dorp is en ons veroordeel dit en sê, Here, hy moet net gevang word. Hulle moet hom sommer doodskiet. Of kan jy sê, Here, is 'n siel. Kom ons bid vir daai siel. Kom ons vra, Here, bring hom in. Lukas 8 vers 1 sê, daarna het hy die een stad en die een dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en die 12 was saam met hom. Sien, Jesus het ouens om hom gebou. Het gesê, loop saam met my. Mag die Here gee in hierdie gemeente dat ons nuwe leiers opwek. Dat ons in elke bediening nuwe leiers, nuwe mense opwek wat sê, pastoor, jy kan dit nie alleen doen nie, ons gaan jou help. Ons gaan saam inkoop. Ons gaan help met barmhartigheid. Ons gaan help met kospakkies. Ons gaan help by die deure groet. Daar's soveel plekke. Ons gaan een van die dae daarby uitkom waar jy oor ons kan betrokke raak. Dan sê in Jakobus 2 vers 8, as julle ewenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif. Wat is die koninklike wet? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Kom ons gaan hê meer lief. Kom ons sê, Here, kos dit vir my, ek gaan meer lief hê, ek gaan meer uitreik. En dan sluit ek af met Romeine 13 vers 8 en 10. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Dink net, Jesus het kom liefde gee. Was dit volmaklik?
Daai liefde het gemaak dat hy nie eens 'n huis gehad het nie. Daai liefde het gemaak dat hy nie eens 'n plek gehad het om sy kop op neer te lê nie. Daai liefde het gemaak dat hy vervolg was. Daai liefde het gemaak dat hy baie keer nie eens geëet het nie, dat hy meer gebid het. Daai liefde het gemaak dat hy aan die kruis sterf. Dit het hom gekos. Liefde, my boetie en my sussie, gaan ons dalk kos in hierdie gemeente. Maar weet jy wat, ek is bereid om my prys te betaal as ek een siel tot bekering kan bring. Rihanna, julle kan vorentoe kom. Kom ons vra die Here, Here begin by my. Ek wil 'n beter mens wees. Ek wil 'n beter liefde gee. Ek wil meer liefde gee. Ek wil sê, Here, ek wil meer omgee vir ons lidmate. Ek wil weer uitreik. Kan ek julle vra, wie staan wat net saam met my wil staan en sê, pastoor, ek ook. Ek wil net die Here vertrou, laat hy my 'n beter mens sal maak. Of as jy nou okay is, as jy nou sê, Here, ek is die beste mens op aarde, moenie staan nie. As jy voel jy is reg, kan jy maar bly sit, maar as jy voel, Here, ek wil hê jy moet my hart verander, ek wil meer liefde gee, ek wil meer omgee, wil jy maar net staan as 'n teken om te sê, Here, ek staan om te sê, Vader, ek lewe in afhanklikheid van U. Ek doen net 'n manifestasie om te sê, Here, verander my. Here, baie dankie. Dankie, Vader, dat U vanoggend met ons kom praat het, Here, dat ons kan weet. Ek sê eers een wat sê, Vader, ek het so baie hulp nodig, ek het so baie leiding nodig, elke ander persoon vanoggend wat gestaan het, Here, begin by ons, help ons, dra ons, maak ons sterk, Vader, help ons om die eie ek te kruisig, help ons om elke dag ons kruis op te neem, en Jesus te volg, Here, dankie dat U ons laste help dra, dankie dat U die lewe vir ons maklik maak, Here, wys vir ons, waar ons 'n verskil kan maak, dit beteken ons moet altyd geld gee, Here, ons kan net omgee, ons kan dalk net by die ouete huis gaan bedien, dalk net vir 'n oom en tannie gaan hallo sê, dalk net iets beteken vir iemand anders. Wys vir ons, Here, waar wil U hê moet ons naaste liefde bewys en nie by die gemeente. Here, laat ons inkoop in dit wat U vir hierdie gemeente beplan vir hierdie jaar. U wil die skare 'n kudde maak, Here. 'n Kudde is mense wat binne in 'n skare woon, maar Here, wat betrokke is, wat almal sê werk help ligter maak. Begin by ons. En as die besoekers is, daar waar hulle is in hulle gemeentes, Here, laat hulle daar, Vader, inkoop en betrokke raak en doen wat U vir hulle sê om te doen. Seën ons nou, seën ons in hierdie week, hou ons in die holte van die hande, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n laaste liedjie